Goeiemôre graad 9's. Ons het nou in die vorige oefening het ek vir julle mooi verduidelik wat gebeur met as iemand 'n debiteur en 'n krediteur is. Ek gaan net gou-gou mooi duidelik vir julle weer debiteur sê. 'n Debiteur is as iemand by my op skuld koop. Sy rekening staan ook as 'n debiteur kontrole bekend, dis 'n bate. So enige iemand wat by my op skuld koop se daai transaksie moet in jou debiteure joernaal ingeskryf word wat vir my wys wie almal by my op skuld gekoop het en wie skuld my almal nog geld. Okay, so kom ons praat gou. Debiteur is as die persoon wat by my op skuld gekoop het, ons skryf daardie transaksie in jou debiteure joernaal en ons merk hom sommer 'n D ook. Onthou gou dit vir my want ons werk nou met die debiteure joernaal. Nou jou debiteure joernaal is dood eenvoudig. Dit is almal wat by jou op skuld gekoop het. Ek het hierbo vir julle baie mooi verduideliking gesit. Jy moet onthou, nou kyk na oefening 45 na die volgende. Die 8ste sê hulle wissel 'n kontancheck verlone. Dit is 'n kontantcheck. So met ander woorde, dit is dan 'n bakkie. So dis nie D nie, want dis nie iemand wat my op skuld gekoop het nie. Maar die 12de kredietverkope aan T-Lobby, dis 'n D want ek het goed op krediet verkoop. Dan die 17de is jou kolletjie U, want ek het kontant verkope van 7000 gehad. Jou 18de voorraad is per cheque, is per faktuur vir R2080 aan Delamini verkoop met 'n winsopslag van 60%. Let vir my by 'n oefening by die dag 18. Het hulle nie vir jou die kosprys van verkope gegee nie en jy gaan sien in die verduideliking daar heel onder is 'n blokkie, het ons daardie bedrag uitgewerk. So jou verkoopprys is R2080 en jou kosprys is R1300. Ek het in die verduideliking ook vir jou gesê hoe het ons dit uitgewerk, maar jy ken mos nou al die blokkie. So by al jou D's moet jy altyd 'n kosprys van verkope en 'n verkope bedrag hê want albei is benodig in jou debiteure joernaal. So as daar staan en as daar nie albei is nie, moet jy die ene wat kort uitwerk met jou blokkie. Kyk 25ste, weer eens die 24ste bakkie en die 25ste is 'n D, voorraad met kosprys van R800 is teen die wins van R400 op krediet aan Zee Zaaiman verkoop. So hoe werk dit daar my kosprys uit? Ek trek 800 van 400 af en dan kry ek 400 as my kosprys van verkope. Dan by die 28ste, ek het kredietverkope aan A Gupta bedrag van 4500 en die wins was 1500. So hoe werk ek dit uit? Ek vat 4500 minus 1500 en dan kry ek my kosprys van verkope van 3000. So jy trek hulle net van mekaar af. Jy sal sien en dan by die 12de het hulle vir die verkoopprys en die kosprys van verkope gegee. So nou moet jy vir my mooi oplet. Hulle het jou probeer deurmekaar maak en 'n paar kolletjie en 'n bakkie is bygesit. So wat is my D's? Dit is al my kredietverkope. Al die goedjies voorraad, handelsvoorraad wat ek op skuld aan my kliënte verkoop, is 'n D. Dit is ook waar ek my faktuur uitreik. Kyk graad 9's, nou moet jy vir my mooi oplet. Hierdie is jou debiteure joernaal. Ek het vir jou baie mooi verduidelik die vorige slide ook. Jou dokument is jou faktuur wat uitgereik is aan die persoon by wie op skuld is. Jou dag is die dag van transaksie. Jou debiteur is altyd die persoon se naam wat by op skuld koop. En jy gaan altyd by al die D's jou verkope en jou kosprys van verkope hê. So jou verkope is dan jou verkopeprys en jou kosprys van verkope, jou kosprys van verkopeprys. Daar's 4 transaksies. By die 18de het hulle vir jou winsopslag gegee. Toe moes jy jou eie kosprys van verkope uitwerk. Daar's jou blokkie, ek het dit vir jou verduidelik. Dit was 100 gedeel deur 160 maal 2080 het vir my 1300 gegee vir my kosprys van verkope. Die 25ste het hulle vir jou wins en jou kosprys van verkope gegee en toe moes jy jou eie verkopeprys uitwerk. Toe jy jou 800 plus jou 400 het jou 1200 gegee. Dag 28 het hulle vir jou kosprys van verkope gesê jy moet dit uitwerk en hulle het jou verkope vir jou gegee en jou wins. Toe trek jy 4500 minus 1500, dus jou kosprys van verkope 3000. Let asseblief mooi op die volgende en sorg dat jy hierdie goed baie mooi verstaan. Al die handelsvoorraad wat ek op skuld verkoop is altyd 'n D. Hulle het vir jou
by die transaksie dat jy gesê het vir jou kolletjies en bakkies ingesit, maar sorg dat jy dit vir my reg doen en dit reg merk. Alles wat ek op skuld verkoop is altyd 'n D en ek reik 'n faktuur uit. Lekker dagie vir julle.